Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Olielamp se potgooi. Vandag saam met my is Dominee Breintjies. Baie welkom. Dankie, dis goed om hier te wees. So net 'n bietjie kan voorstel. My naam is Johan. Ek is die predikant van Bellville gemeente, Vry Gereformeerde gemeente. Ek is 'n man van een vrou en het 5 kinders. Hulle was almal hier gebore. Ek het groot geword in Amerika, so as julle wonder waar die Engels vandaan kom, hier miskien tussenin, dan weet julle. Maar ek is nou hier vir 9 jare en ja, ons geniet dit baie hier. Dit is 'n pragtig land. Ja. Net so, daar mag dalk tussendeur 'n bietjie Engels deurgaan, maar vandag is ons hier om te praat oor ons wat 'n lig in die wêreld moet wees. Ons lewe in 'n wêreld waar ons baie duister kan raak sien en ons kan net sien hoe die duister dit soms oorneem in 'n mate dat mense sien die oorlog, mense sien haat, kerke wat baklei en al daai dinge en in die tye het ons 'n lig nodig en ons moet daai lig wees, ons moet die lig uitstraal wat Jesus vir ons gegee het. So ons is hier bietjie om dit te bespreek en so 'n paar punte wat ons wil hoor is, ons kom begin met die eerste een wat bedoel Jesus wanneer hy sê julle is die lig in die wêreld, as ons nou kyk na Matteus 5 vers 14. Ja, ek dink hy bedoel 'n paar dinge. Die een ding is daar's 'n seker jy is 'n identiteit en dan is daar ook die doel van lig. Maar ek dink voor jy eers can I switch over to English? I'm going to switch over to English. I think there's two things that we need to talk about when it comes to light. The first is that you have to realize it's an identity. You are the light, and unless you are the light, you can't be the light. And I think it's very important that we start first with the heart of the matter, because the context of Matthew 5 is the Sermon on the Mount, dis die bergpredikasie. Is die konteks daar in Matteus 5. En Jesus gaan die heeltyd weer terug na die hart. Ja. Die skat wat in jou is. Wat jy in jou hart dink. En daar is waar die lig moet wees, voordat die lig ooit kan skyn. En ek dink, ons kan praat oor lig wees en evangelisasie tot die koninkryk kom en tot ons blou is in die gesig, maar as ons nie verstaan dat ons moet leef in die lig en Christus moet in ons wees, dan kan ons nooit 'n lig wees nie. Jy kan nie probeer om lig te wees. Jy is lig of jy is nie lig. En as jy lig is Christus in jou. En dan gaan jy ook 'n lig wees vir die wêreld. Ek dink dit is ongelooflik belangrik om daardie twee aspekte van lig raak te sien. Dan wat lig doen, is dit doen wonderlike dinge. Dit laat 'n mens sien. Dit lei 'n mens. Dit druk die duisternis weer terug. So ek dink jy moet dit lees in die konteks van Matteus 5, in die bergpredikasie, en daar word dit regtig uitgevul. Jy kan sien met die Beatitudes, dat dit is wat lig beteken. En Jesus maak dit baie duidelik daar. Ja, en ons het daai taak om die lig te wees, maar daarbey saam sit ons baie met die moeilikheid dat om 'n lig te probeer wees, dan probeer ons by die wêreldse waardes aanpas. So ons verloor bietjie die Christen wees om daai lig te wees en ons sien die wêreld rondom ons en ons probeer gemaklik, soos die wêreld wees, maar ons is van of in die wêreld, nie van die wêreld nie. Soos hoe kan ons as Christene daai lig wees sonder om daarbey aan te pas? Ek dink dit kom weer terug by wat ek nou net gesê het. As jy besef wie Christus is en wat hy vir jou gedoen het, dan sou dit totaal en al onliefdevol wees om by die wêreld te begin aanpas. Ek dink die kernteks het jy net genoem, that we're in the world, but we're not of the world. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit beteken daar sekere dinge wat ons gaan deelneem in die wêreld. Ons hou van sport. Ons eet die kos, ons dra die klere, ons van buitekant baie keer lyk ons asof ons aan hierdie wêreld behoort. Ja. Maar jy voel dit nie. En ek dink mense kan dit sien met, veral miskien in die boek van Daniël is 'n goeie voorbeeld, waar hulle
die taal geleer het, hulle het die kultuur geleer, hulle het die geskiedenis geleer, hulle het alles geleer, maar een ding wat hulle nie wou doen nie, is om die kos te eet. Ja. So daar is waar die lyn trek, en ek dink baie keer of die Christen trek die lyn te vroeg, Ja. en sê, ons wil weg van die wêreld bly, so ver weg dat jy nooit 'n lig is nie, of jy trek die lyn te ver, waar jy sê, okay, jy kan enigiets kyk, enigiets luister, dit affekteer ons nie, Ja. Christus het ons mos vergewe. So, I think there's a real balance in there, and it comes from knowing your identity in Christ and being in prayer. As jy elke dag in gebed is, as jy elke dag in Christus is, dan gaan jy dit meer uitleef. Dit is nie iets wat ons probeer doen nie, dit is iets wat hy in ons doen. Ja. En as ons nou kyk, hoe behoort ons as Christene op te tree, wanneer ons geloof by die werk of by skole, universiteite of iets uitgedaag word? Jy kan gaan na die teks in 1 Petrus 3 vers 15, and at the end of that text, it says, always be prepared to give an answer, but first it says, set apart Christ as Lord, again, identity, Yes. who you are, and then always be prepared to give an answer for the hope that is within you, the goal again, to be a light, en dan die laaste gedeelte is hoe ons dit doen, with gentleness and respect. Ja. En ek dink, dit vergeet ons ook baie keer. I think, ons hou daarvan om 'n lyn te trek soms, en ek dink veral miskien meer as skrifmeerders, om te debatteer, maar ons wil graag reg wees. Ons wil nie altyd dien of liefdevol wees. En ek dink, weer eens, ek kan teruggaan na die boek van Daniël. Daniël is 'n baie mooi hoofstuk, 'n boek van hoe om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld nie. Ja. Hoe hulle omgaan met die koning. Veral Daniël en sy 3 vriende, wanneer die koning almal wil doodmaak, want hulle kan nie die droom vertel nie, dan kom hulle by Daniël se huis, en hy sê vir die ou wat by sy huis kom, hy sê nie, dit is heeltemal verkeerd, hy hardloop nie weg nie, hy sê, gee ons net 'n paar dae, ons wil hieroor bid. En dan gaan hulle huis en hulle bid, en hulle vra die Here om uitkoms te gee. Dan gaan hulle weer terug na die koning, en hulle is so respekvol teen hierdie goddelose koning, 'n absolute goddelose koning. En daardie respek, selfs in die werkplek, met die baas, met ons president, met die regering, dit moet deurkom met hoe ons 'n lig is, met alle respek en sagmoedigheid. Dat mense in ons kan sien, daar's iets anders. Hulle reageer nie soos ander mense. Ja. Ja, ek Ja, weet nie of ons- dit regtig jou ja, vraag ons- beantwoord nie, maar Ons moet onthou dat selfs in hierdie tye, ons moet nog steeds gee die keiser wat hom toekom. Hy is bo ons, vir Ja. jou vader, jou moeder. Daai mense is dalk bo ons of so. totally. Maar ons moet nooit ons Christelike waardes opgee vir so 'n persoon, sien maar ons baas, universiteit, skoolkinders, wat ook al, dat ons identiteit prysgee om deel te word van daai wêreld. Ja, totally. Ja. Ja, ek dink dit is baie belangrik, maar weer eens, om dit prys te gee, sou nie liefdevol wees, of respekvol wees, of sagmoedig. I think, om daardie waardes op te gee, eerlikheid, en ja, gewoon integriteit, daardie dinge moet jy nie opgee nie. Ja. But if that's all you're doing, the danger becomes that you're just like every other person that's like that in terms of character. Ja. En dit is die gevaar wanneer ons praat oor waardes. Want die wêreld praat ook oor waardes, en dit is baie vaag, dink Ja. ek. Ek dink dit is beter om te praat oor regverdigheid. Dis 'n Bybelse, dis meer 'n skriftuurlike woord waar ons praat oor reg en geregtigheid en regverdigheid. Hou ons daaraan vas in alle omstandighede. Want ja, anders kan ons maklik net, we can easily move toward a self-righteousness, 'n selfregverdige Ja. gees. As ons net praat oor waardes. Ja, en dan is dit gewoon net al die tikboksies. Totally. En Ja. dan leef jy dit nie eintlik uit. No. nie. Ja.
Hoe kan ons die waarheid van die evangelie met liefde verkondig sonder om die waarheid af te water? Ek dink ons is baie keer bang om so sterk ons geloof te sê, soos dan ja, letterlik ons water dit dalk af om eintlik dit vir iemand of te vergemaklik of te wys soos dis nie so moeilik of iets nie, dan water ons eintlik die waarheid uit. Yeah. I think there's two things that I'm thinking about when you ask that question. The first one is Johannes 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. That whoever believes in him, dat wie ook al in hom glo. En dit is aan die een kant baie maklik. Ja, Al wat hulle moet doen is glo. Hulle hoef nie te verander nie voordat hulle by Jesus uitkom. Jesus verander hulle wanneer hulle by Jesus uitkom. En ek dink baie keer draai ons daai twee om. Ons sê jy moet eers nie meer homoseksueel wees en dan kan jy glo. ja, Nee, jy moet eers glo en dan sal die Here jou verander. ja, Jy moet eers glo en dan verander jy. Jy verander nie en dan glo jy. Jy glo en dan verander. So aan die een kant is dit baie maklik. ja. Aan die ander kant is dit ook baie moeilik. Ek gaan na die teks van Markus 8 of Lukas 9 where Jesus says to the people, for whoever will save his life will lose it, and whoever will lose his life for my sake and for the gospel will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? And what can a man give in exchange for his soul? If anyone is ashamed of me and my words in this sinful and corrupt generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. Nou, wat Jesus daar sê dan, is, jy gaan jou lewe moet verloon. Ja. Die wêreld moet opgee. Jy kan nie meer vashou aan alles wat jy voorheen gehad het nie, wanneer jy na my toe kom. Dit is, ek is alles, of ek is niks. En as hy alles is, en dit is weer, verdiep jou in die evangelie. As jy jouself verdiep in die evangelie, gaan jy so vol daarvan wees. Ja, En so oorweldig wees, dat jy kan dit nie help maar om te deel nie. Jesus is die enigste redder van al die mense, of jy winkel toe gaan by Pick n Pay of Checkers of by Woolworths, dit maak nie saak waar jy winkel toe gaan, daar is verlore mense, en ek dink meer en meer moet ons elke mens sien nie as 'n commodity nie, maar as 'n ewige individuele siel. En ek dink I'm maybe going beyond what the question is, but I think in our consumeristic culture, ja, it so often happens that we look at people as what they give to us. For example, when you go to the store, you see the checkout person just as a checkout person. Yeah. That's their job. You don't see them as a human being. You see them as a person that's going to sell you the groceries, the gas guy, the person begging at your door. You see them as that kind of person because that's the place where you meet them in. Maar dit is die voorsienigheid van God om jou met ewige siele in contact te kry. ja, So that you see every single human more as an eternal soul and yourself as one who represents Jesus on earth. As ek val hom nou weer sommer verder, hoe kan ons dan, juis as kerk in die samelewing, wat se invloed kan ons hê? Ek dink ons het nou 'n klein bietjie daaraan geraak, maar hoe kan ons as 'n kerk daai invloed hê op die gemeenskap? Ja, ek dink ons kan verskillende dinge doen. Ek dink dit is die invloed kom deur die prediking van die evangelie bovenal. Dit is die kerk se werk bovenal. Die kerk se werk is not first of all justice or anything else. It's the preaching of the gospel. Dit is wat die Here aan die kerk gegee het om te doen, en dit is wat die lig laat skyn. So eerstens, om gewoon die evangelie te preek elke week is al 'n lig wees. Dis 'n openbare vergadering wat elke week plaasvind, en die Here sê en beloof ook dat hy deur daardie woord die geloof in mense se harte sal werk. Maar as dit daar bly, is dit 'n probleem. En ek dink ons kan almal groei en weer eens missional wees.
sending gefokus. En ek dink dit is die gevaar as jy 'n sending gemeente is. Dit beteken in ons konteks baie keer dat jy 'n kerk het, ergens 'n kerk plant of 'n sending gemeente, maar dit bedoel nie dat jy 'n sending gemeente is. En eintlik is elke kerk van die Here Jesus Christus 'n lig op 'n berg, 'n sending gemeente. En elke persoon is 'n verteenwoordiger van Jesus Christus self. Hy is die lig en hy woon in ons, so dan is ons ook ligte. Ja. So I think in terms of jy kan Bybelstudiegroepe gebruik om 'n lig te wees. Ek weet in Kanada, daar's baie kerke wat die kerkraad vra vir elke Bybelstudiegroep om ten minste 2 uitreiksprojekte elke jaar te doen. So in plaas van daardie aand Bybelstudie doen hulle uitreikprojek. Ergens. So hulle is in hulle gemeenskap, hulle word gekonfronteer, hulle deel die evangelie, wat ook al hulle wil doen. Ek dink dit is 'n manier. Ek dink vir my, en dit is maybe a bit provocative, so ek sê dit baie versigtig. I don't know how provocative you're allowed to be on die olielamp. For me, die gereformeerde lig moet meer helder skyn. Ons het soveel rykdom. Ja. En die gereformeerde kerke is al hier so lank. Maar ek dink een manier hoe 'n mens die lig laat skyn is om jou amper kultuur en taal soms neer te lê vir kerkplanting in Engels. Meeste van Suid-Afrika praat Engels en vir meer as 200-300 jaar is die gereformeerde kerke hier, maar hulle is altyd Afrikaans. Ja. As ek en my vrou ergens anders naartoe gaan in die land, dan kyk ons altyd vir 'n gereformeerde kerk. Maar my vrou is regtig meer Engels selfs as ek. En dan vind ons altyd baptiste kerke. En ek sê, man, ek wens ons kon meer Engelse kerkplanting doen. Ek sê nie dat ons nie Afrikaanse kerke moet hê nie. Ek dink dis baie belangrik om in jou eie moedertaal dat jy dit kan hoor in jou eie moedertaal, maar dat as jy 'n ander taal verstaan, dat jy ook jou eie moedertaal kan neerlê ter wille van Christus. Dat selfs Christus dan jou identiteit is. En ek sien dit in kerke om ons, as 'n klomp Engelse kerke waar meeste Afrikaanse mense naartoe gaan. Daar's een Engelse kerk waar ek dink 90% van die mense is Afrikaans. Maar hulle is in Engels, want dan die 10% kom dan ook binne. Ja. So die meerderheid lê hulle taal neer vir die minderheid. Nou ek sê nie dit moet gebeur in die kerke wat bestaan nie, maar ek dink ons kan baie groei om 'n lig te wees in Suid-Afrika. En ek dink die grootste manier hoe ons gaan groei is om kerkplanting te doen, maar veral in Engels. Ek dink ja, so baie van jou lig wees is meer en meer jou kultuur te laat formeer deur Christus se kultuur, deur die koninkryk kultuur, sodat jy meer en meer daardie lig laat skyn. En ek dink wat ek nou net gesê het, I think recognizing the gift of presence, net wees altyd totaal en al presies in die plek waar jy is. Sometimes we think too much of the past and too much of the future, and we forget to be with the person with where we're at. Dit is waar God jou geplaas het, met daardie persoon, as jy winkel toe gaan, as jy sport is, of in universiteit is, wees totaal en al daar, en luister, en antwoord, en weet dat jy daar 'n Christen is. So yeah, I think using Bible study groups is a wonderful thing. Thinking about our culture and language is a good thing that we can think about as church to really be a light. And I think just as consistory, being leaders in this. Ek sê altyd, as net een persoon elke 5 jaar een persoon van buite af inbring. Ons is ongeveer, ek dink op 180 miskien belydende lidmate. Ja. Dan in 5 jaar sal ons 189 meer lidmate hê. Sal ons elke 5 jaar 'n kerkplant kan doen. En dis net een persoon oor 5 jaar. So as jy net een persoon kan kies vir wie jy gaan bid, en ons bid nou vir ons bure aan hierdie kant en bure aan hierdie kant elke aand, ons kinders vra om daarvoor te bid. Dit begin weer in gebed, want die koninkryk, ons Vader, is 'n sendingsgebed. Ja. Dit is 'n gebed dat die lig en eer van die Here Jesus Christus in die wêreld verskyn. En ek
Ek sê vir mense, begin net bid vir een persoon in jou lewe wat jy weet nie Christen is. En as jy nie iemand ken nie wat nie 'n Christen is nie, dan gaan ontmoet iemand. Praat met hulle. Ja. Ja. Ek dink ons is baie keer geneig om in ons gereformeerde bubbel te probeer bly. Jy het vriende in die kerk en goed, jy ken niemand buite nie. Ek is 'n bietjie groot geword. Oorspronklik was ons nie van die VGK nie. So ek het groot geword met vriende buite die kerk, maar mense sien baie keer as 'n mens rondom ons kyk, sommige mense ken nie mense amper buite die kerk nie. Ja. En dis hartseer want 'n mens moet juist daar uit gaan bring na mens self toe. Of die kerk bedoel ek eintlik, maar om so ek het nog nooit ook eens so daarna gedink soos Dominee genoem het, die een keer in 5 jaar net een persoon bring. Dan kan mens kerke baie vinniger groei. And I think it's a big thing. And I think vir die mense wat groot geword het in ons gemeentes, I think too quickly we assume if somebody says they're a Christian, they are a Christian. So hulle ontmoet mense by universiteit, hulle ontmoet mense oral, maar baie van daardie Christene gaan miskien nooit kerk toe nie. Of dien 'n God wat hulle dink is die Christen God, maar hulle het so lank kerk toe gegaan dat hulle eintlik 'n God dien in hulle eie, in their own. And I think asking extra questions makes a big difference with your friends that don't go to the same church you do. Maybe don't go to 'n gereformeerde kerk. Asking those extra questions. Saying, well, what do you believe? Why don't you go to church? The Bible doesn't know of a disciple that doesn't go to church. Asking these questions so that they're awakened again to Christ, because I think a lot of us just assume, oh, he says he's a Christian, maar Christendom het nog baie kulturele waarde in ons samelewing, waar mense maklik sê hulle is 'n Christen, want dit is beter om 'n Christen te wees as om nie 'n Christen te wees. En waar ek groot geword het in Amerika, in Kanada, was dit nie omgekeerd. Dit is beter om te sê jy's nie 'n Christen as om te sê jy's 'n Christen. En hier het ons nog daardie samelewing waar meeste mense sê, ten minste in ons samelewing, hulle is Christen. Alhoewel hulle miskien niks meer weet van die Christendom. Dit is 'n gewone kulturele Christendom. As ons gekyk het, ek dink dis bietjie voor my tyd natuurlik, maar in die ou dae was soveel, dit was amper vreemd as jy nie aan 'n kerk behoort het nie. Nou, so daai tyd was die NG, die gereformeerd en so mense het jou amper snaaks aangekyk, maar vandag het die norm geword rondom ons soos nee, ek onthou nou, ek's 'n Christen, ek het kerk toe gegaan, jy weet, soos, maar deel van kerk toe gaan is mooi, ons gaan leer, maar daai gemeenskap van die heiliges is so bitterlik belangrik, want ons dra mekaar se laste, ons bid vir mekaar, ons is saam bly met mekaar. En daardeur kan ons net daai lig helderder laat skyn, want dis letterlik as jy een kers vat, die liggie is daar en is mooi, hy gaan 'n vertrek belig, maar sit 100 kers in daai vertrek en ewe skielik kan jy mooi alles duidelik sien in die vertrek. So ons moet daai liggie saam begin sit en daai gemeenskap saam laat groei. Maar dit bring ons 'n bietjie by daai volgende vraag van watter struikelblokke verhinder Christene om duidelike getuies te wees in hierdie wêreld? Dink ons is, as ek net kan uitbrei daar, ons is baie bang om uit te gaan en daai lig te straal, om net ons Christen wees te wees. Just before I go there with the previous question that you said, ek dink die grootste manier hoe ons die lig verduister is verdeeldheid binne die kerk. Dit verduister die lig baie vinnig en oneer die naam van Christus. Dis hoekom Christus sê, by this they will know that you are my disciples, by the way that you love one another. Die wêreld sal weet dat God tussen ons woon op die manier hoe ons mekaar lief het. En ek dink dit is die grootste manier van evangelisasie, is liefde. Wys vir hulle, jy is lief vir hulle, wys vir mekaar. Laat die wêreld sien wat aangaan in ons kerke, hoe ons mekaar oorvloedig lief het, dat ons nie meer vashou aan ons eie regte of waardes nie, maar ons wil waardes, maar regte, like my rights, that we lay our life down for others. I think that's a big thing. Going back to waarom... As ek daarop net geweer mag antwoord intussen is, ek kan dit ook sien,
ons kerk wil altyd, ons wil die regte ding doen, maar 2 mense dink hulle sin is die regte pad. Ja. En dan begin 'n mens oor kleinighede worstel, baklei eintlik. Worstel is te ligtelike woord. En dan is ons nie meer eens nie. Ja. Ons kan dit sien in ons kerke, susterkerke, so daar's ons baklei oor hierdie klein dinge wat nie gaan maak of ons 'n plek in die hemel gaan kry nie. En daardeur wys ons vir ander mense kom in die kerk, hier baklei ons. Ek sê dit is dalk nou kras, maar dis op die ouend wat gebeur. Ja. En ons sit met 'n kerk van iemand het vir my gesê hulle het in ons kerk ingestap en dit het gevoel of ons almal daar dood sit. Dis iemand wat meer uit 'n charismatiese oogpunt uitkom. Maar ons sit net almal daar in die kerk, orgel begin speel, dominee maak oop, dan staan ons hier soos ons is nie daar om uit te leef, om daai ons is gedim in die kerk en ons is nog meer gedim buite die kerk. So daai het bietjie my oog en dis iets wat ek in hierdie vakansie gehoor het is soos ons sit daar in 'n kerk en ons lyk asof daar's nie lewe in 'n lewendige kerk nie. Maar dan wil ons baklei oor of dinge soos die sange sing of nie, of die 2020 vertaling of nie. Soos kom ons sorteer eers dalk uit dat ons daai lig uitstraal en ons leef met liefde met mekaar. Wanneer as ons oor daai goed praat, dis 'n belangrike saak. Ons moet besluit, gaan ons dit sing of nie. Ons moet besluit, gaan ons die 2020 vertaling of nie. Absolutely. Maar as ek my standpunt gee, het ek dit met liefde gegee? Of is ek reg en ek luister nie meer vir die res rondom my nie. En dit is 'n ding wat ek kan sien in ons kerk ongelukkig, wat ek gesien het die afgelope ruk is, ons is so om ons eie beeld te blaas, dat ons vergeet dat ons is daar saam om God te dien. Maar ja, And I think just learning how to leer hoe om te beklei. I'm going to do a speech here later this year, because daar's 'n paar kerke wat met dieselfde ding sukkel. En om te leer dat in Christus ons mag verskil en die eenheid word nie verbreek nie. Sien, die eenheid in elke ander plek in die wêreld is gebou op iets aards, of sport, of gemeenskaplike hobbies, of liefde wat hulle voel vir mekaar, maar as daardie dinge verdwyn, dan moet hulle uitmekaar gaan. So mense is altyd bang om te beklei as jy nie die eenheid in Christus het nie. Maar as jy die eenheid in Christus het, dan kan jy op 'n liefdevolle, dienende manier leer hoe om met mekaar te praat en verskil op so 'n manier waar die wêreld verbaas staan, want as hulle verskil, verdeel hulle. Maar as ons verskil, dit bring ons saam. Want ons probeer almal dieselfde een en ding hê, Christus. En as jy weet die hart van die persoon is dieselfde as my hart, dan weet ek, ons kan verskil heeltemal van mekaar. Ek is miskien 20 en iemand anders is 53 of andersom. Tussen 83 en daar's iemand 83 ook. As ek weet hulle wil Christus hê in hulle hart, dan gaan daar 'n ongelooflike eenheid hê en daardie gesprek gaan selfs lekker wees. En ek dink dis daai ding van ons kan verskil ook maar ons moet met liefde kan verskil. Absolutely. Ons moet sê nou maar by 'n vergadering of so kan ons kan die verskille uitleef. Maar Sondag groet ek jou by die kerk met liefde want jy is nog steeds my broer. En ons skei die ek wil sê die punt van die persoon af. Want daai persoon is my broer. Ek wil jou kan groet in die kerk, ek wil met jou kan praat in die kerk. En dalk stem ek nie saam met jou nie. Maar jy wil my God dien. En ons wil eendag mekaar in die hemel kan sien. And bringing this back to the topic, I think veral op hierdie punt, as ons dit leer hoe om met mekaar te verskil, gaan dit 'n ongelooflike verskil maak. Ek sien dit al die hele tyd op sosiale media. Die wêreld word meer en meer verdeeld want hulle weet nie hoe om met mekaar te praat nie. As ek reg is hy verkeerd en dan is hy nie een van my nie. En so praat ons op sosiale media. Dit is altyd jy praat nie met die persoon, jy praat nie met 'n gees van sagmoedigheid en respek en deernis nie. Maar ek is reg, jy is verkeerd en daardie verdeeldheid is oral in ons wêreld vandag. En ek dink sosiale media maak dit erger, maar as ons daar kan leer en dan kan ons ook 'n lig wees op sosiale media. Om die wêreld te leer, hoe gaan ons verskil? Selfs van die LGBTQI agenda.
Hoe doen ons dit? Dis nie dat ons verskil nie, maar hoe verskil ons is so 'n groot ding en ek dink ons wil bly dat ons moet verskil met hulle. Ja, ek stem saam. Maar nou kan ons 'n bietjie verder gaan. Hoe Hoe verskil ons? verskil jy? Wat doen ek anders? Wat doen jy anders en verskil jy as iemand wat die vernaamste van alle sondaars is, Ja. erger as hulle, Ja. wat Christus gered het uit louter genade, wat Christus ook kan red vir daardie persoon presies dieselfde manier en roep jy hulle tot Christus of roep jy hulle eers tot leweverandering? En ek dink ons wil altyd die waardes eers druk Ja. voor ons die evangelie druk. Ja, jy moet net eers al hierdie uitlaat voordat jy in die kerk instap. Jy weet, Presies. soet En jy en moet taai eers alles. Christus deel en dan sal die ander dinge saamkom. Want dan as hulle Christus as Heer aanbid en verlosser, dan sal hulle moet dink oor hulle lewenstyl. Ja. En die ander ding is ek weet nie of die regte woord is, verpes ons die sonde of die mens. Ons is baie keer die persoon is in 'n LGBTQ of ietsie. Ewe skielik het jy 'n probleem met die mens, maar dis nie die mens nie, dis my broer. Hy dalk sonde, maar daai is nou natuurlik sigbare sonde. Ons het met soveel sondes binne in ons. En ons leef dit nie uit nie. Of ons wys dit nie vir die wêreld nie. Dit word mooi weggesteek. Ons is hierdie puur mense. Maar dis die ding, ons moet die mens wat my broer is, dan skei van die sonde wat my broer doen of dalk die verskil wat ek en my broer het en daardeur moet ons daai lig kan uitstraal en kom sit saam met my want as iemand wat 'n keer gesê het so van hoekom kom jy nie in die kerk toe nie, soos dan sal hulle sê nee, daar's te veel skynheiliges. Dan wil ek sê maar daar's nog plek vir nog een. Ja. Maar die feit dat jy dink ons is skynheiliges, jy net so skynheilig want dis is ons is daarom Jesus het gekom vir die siekes, nie vir die geneesdes nie. Ons sit daar en ons moet gaan voeding kry om weer daai lig te kan bly uitstraal. Yeah, I think, and that's the funny thing about the world. Aan die een kant is ons skynheilig, aan die ander kant is ons te judgmental. So aan die een kant, when we start judging sin, they call you too judgmental and calling out sin, and when you don't call out sin, they call you self-righteous and skynheilig. Ja. And you can't have both and. En ek dink die wêreld gaan altyd, net om terug te gaan op een van jou ander opmerkings, like ek stem saam met jou, ek is net versigtig om die naam broer te gee aan iemand wat nie 'n gelowige is nie. Ja. So ek is altyd versigtig daarmee. Ek skryf altyd baie hallo broer, hoe gaan dit broer? Maar as dit nie 'n gelowige is nie, dan is dit nie my broer nie. Okay. Dan is dit 'n medemens. En ek deel hulle menslikheid. Maar die Bybel reserve the name brother or sister veral vir die wat in Christus is. Okay. And I think those words show the love that we have for one another. Ek wens ons sou meer daardie woorde in die kerk gebruik vir mekaar. Hello sister, almal wat jy ontmoet op broer. Sondag en hello broer, so that when people come in, they're like, man, this is family. This is the family I've always been looking for. Ek wil deel wees van hierdie gesin. Ja. Ek dink as ons afsluit, ek sien ons gaan nie naby deur al hierdie goed kan hardloop nie, maar ek dink ons het 'n baie goeie mooi beeld van wat ons as 'n lig moet wees. Hoe ons dit moet uitleef. As ons 'n laaste vraag hier kan uitkry, dat ek net dink aan 'n wat enetjie gaan mooi gepas wees. Dink ons die slotvraag is as iemand jou lewe sou dophou sonder om jou woorde te kan hoor, sou hulle kan sien dat jy aan Christus behoort. Ek wil baie versigtig antwoord hier. Want ek wil eintlik nee sê, want jy sê sonder woorde. Dan gaan hulle net 'n persoon sien wat waardes het. Ja. En hulle gaan dit toeëien aan my. En sê, wow, Johan is a great guy. Hy's 'n goeie mens. Hy probeer die regte ding doen. Miskien is dit meer sy vrou wat hom so 'n goeie mens maak of ander mense om hom of hy's 'n skynheilige mens. Like they wouldn't know the source of anything that's true and good and beautiful in me. So sonder woorde, nee. Okay. Dit moet saamgaan. And this is hoekom I always say, some people say, preach the gospel and when necessary use words. No, I say,
preach the gospel in word and deed. Altyd. Jy kan nie net met woord en sonder daad, dan is jy regtig 'n skynheilige en 'n hypocrite en 'n Pharisee, maar jy kan ook nie net met daad en nie met woord, want dan is jy net so groot 'n selfregverdigende persoon, want dan gaan mense dit alles toeëien aan jou. Jy moet deel Christus in my. He is my hope, my joy, my life. I love him more than anything because he has loved me more than anything. He's given himself. He's loved me more than life. Ja. And that changes a person so that I can tell other people, this is who I am. So ek sou sê, ja, as ek woorde mag gebruik, dan sal hulle Christus raak sien in my, deur die genade van die Here Jesus Christus, met al my gebrekkigheid, maar selfs met die gebrekkigheid, wys ons weer terug na Christus. Ja. Want ons vra vir vergewing. Ons is bely ons sondes, ons is oop daaroor. Ons is die siek mense in die kerk. Ons is die siek mense en ons sê, dit is wie ek is, en ons is eerlik. En dit het die wêreld nie, hulle kan nie eerlik wees oor hulle self nie, want dan gaan hulle gebroken wees. Ja. Maar hoe meer eerlik ons is, hoe meer genesing vind ons. Hoe meer gebroken ons is, hoe meer word ons gesond. Want dit is hoe die evangelie werk. It's by going lower that you go higher. Die eerste sal laaste wees en laaste. Presies. Ja. Dominee, baie dankie. Ek dink hierdie was 'n baie goeie enetjie. Ek dink in 'n tyd wat ons dit nodig het, ek dink in ons kerke, daar's baie konflik. En in die wêreld, en ek dink ons kan daai lig wees, in die kerk, rondom die kerk, by die werk, by die skole. Dankie vir Dominee se tyd. Ons waardeer dit regtig. Ja. Nee, dankie vir julle. En dan tot ons luisteraars, ek hoop julle het hierdie ook baie geleer van. En dan sien ons julle op 'n volgende episode. Totsiens. Dankie.